Here, dankie dat ons vanoggend in volle vertroue na U toe kan kom. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons God is. Dat ons kan besef dat wat ook al om ons gebeur, wat ook al aan die gang is, U bly God. Ons bly in die palm van die hand, en U beskerming is om ons, en U beskerming is oor ons. Dankie dat ons kan bid vir U beskerming. Dankie dat ons veilig by U kan wees. Dankie dat U ons bewaar het deur hierdie tyd. En ons sien uit na die jaar wat voor lê en dit waarna, die rigting waarna toe U ons elkeen vat. Ons kom gee hierdie jaar so vir U vanoggend. Ons vra dat U ons sal lei, dat U ons sal rig, dat U ons sal gebruik as pyle in die boog. En Vader, vanoggend wil ons net kom rustig raak by U. Ons wil vra dat U, Heilige Gees, dat U woord vir ons sal kom oopbreek, dat die woord lewend in ons sal wees en dat die woord soos water uit ons sal vloei, lewende water, Vader. Vader, dat waar ons ook al gaan, ons grondgebied vir U sal inneem. As ons kyk na ons land, as ons kyk na die wêreld, dan lyk dinge nie goed nie. Ons kom gee ons bekommernisse hier vir U. En U woord sê dat ons wysheid kort kom, ons wysheid van U kan vra. Ons kom vra vanoggend wysheid, Vader. Wysheid oor ons optrede, wysheid oor hoe ons dinge moet doen. Ons vra dat U vir ons sal kom insig gee in dinge. Dankie vir die geleentheid om uit die woord uit te lees, om uit die woord uit te leer. Here, ons kom bid vanoggend vir ons land. Ons kom bid vir ons kerke, ons skole. Ons kom gee dit so in U hand. En ons vra dat U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Here, ons vra dat U sal kom inkom en dat U verandering sal kom bring. Dat U sal kom vernuwe, dat U sal kom herskep. Vader, ons kom bid vanoggend vir die droë dele in ons land. Dele waar mense en diere swaar kry. Ons kom vra dat U sal kom reën gee, Vader. Reën op die regte tyd. Dat U goeie reën sal gee. Dat die aarde nat sal word. Dankie dat ons dit so van U kan vra. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Ja, ek het gedink ons gaan dalk ander mense vanoggend ook hê en ek het gedink ons het dalk so 'n bietjie die draad verloor deur hierdie tyd. So dat ons net eers weer fantasties. Okay, wil jy weer vir ons kom vertel? So ek het gedink ons kry net weer eers 'n oorsig oor die boek voor ons verder gaan. Dat ons net eers al die drade optel. Ons is wel vanaf November 2022 besig met Paulus se brief aan die Romeine. Soms moet ons net weer terugstaan om perspektief te kry, om te kyk waarmee ons werklik besig is. Wanneer jy 'n boom snoei en veral wanneer jy 'n avokadopeerboom snoei, moet jy terugstaan en kyk wat jy reeds gedoen het voor jy te ver snoei. So kom ons kry net weer 'n geheel beeld hiervan. Ons was nou vir 'n tyd nie by mekaar nie, so ek dink is goed vir 'n oorsig. Romeine is 'n bekende en belangrike boek en ons almal het dit al gelees, daaruit gelees of met aanhalings te doen gehad uit die boek. Dink sommer aan Romeine 8 vers 28. Die meeste van ons ken dit as God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Maar is dit werklik wat daar staan? Ek dink een van die dinge wat ons oor jare geleer het, was dat ons nie na 'n versie kan kyk of net na 'n hoofstuk nie.
Ons moet die hele boek in geheel sien. Die evangelies en die briewe is as 'n eenheid geskryf, nie as versies nie. Ek het nou al 'n paar keer na die boek van Romeine verwys, en dis natuurlik nie heeltemal reg nie. Dit is soos ons praat, maar hierdie is nie geskryf as 'n boek nie. Dis geskryf as 'n brief. Nou die gemiddelde lengte van 'n brief in Paulus se tyd was 14 tot 208 woorde. Paulus skryf hierdie brief in die jaar 57 tot 58, terwyl hy vir 3 maande wag vir die boortvaartseisoen om oop te maak. Hy sit met die geld wat opgeneem is in Korinte, hy moet dit na die kerk in Jerusalem toe neem, maar dis winter, die bote vaar nie, en Paulus skryf hierdie brief. In hierdie 3 maande skryf hy 'n brief wat meer as 7000 woorde lank is. Hierdie brief is dus in die jare 57 tot 58 geskryf in die stad Korinte. Nou dit is geskryf in die tyd van Handelinge 20 vers 2 tot 3. Om dan 'n volledige konteks te kry oor die brief van die Romeine, moet ons ook kyk na wat in Handelinge 19 en 20 gebeur het, as ook die briewe van Korintiërs. Paulus skryf gewoonlik sy briewe aan 'n kerk wat hy geplant het, en hy spreek dan probleme toe wat in hierdie kerk ontstaan het, of vrae wat hulle vir hom gevra het. Hier in Romeine verwoord hy dit egter anders. Onthou, Paulus het nog nie hierdie kerk in Rome besoek nie. So hy het nog nie kennis gemaak met hierdie kerk nie, en hy skryf dan in in Romeine 1 vers 7, aan almal in Rome vir wie God liefhet, en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus. Hierdie brief is nie geskryf vir 'n spesifieke gemeente nie. Daar word 3 redes aangevoer wat moontlik aanleiding gegee het oor hoekom Paulus besluit het om hierdie brief te skryf. Dit is belangrik dat ons dink oor hoekom Paulus die brief geskryf het. Anders weet ons nie hoekom hy dinge skryf en hoekom hy dinge op 'n spesifieke manier skryf nie. En as ons weet hoekom hy dit geskryf het, weet ons ook hoe om dit te interpreteer. Ons gaan werk met die rede dat hy dit doen oor dit wat huidiglik in Rome aan die gang is. Ons weet daar was 'n kerk, en ons weet hierdie kerk het onder moeilike omstandighede aangegaan. 'n Reddingsboot is gemaak om in die see te wees, maar as die see in die reddingsboot inkom, dan is daar probleme. Ons, die kerk, Christene, is in die wêreld. Maar as die wêreld in die kerk inkom, as die wêreld in ons lewens inkom, dan is daar moeilikheid. En dit is vandag ook een van die groot probleme in die kerk. Die omstandighede rondom die kerk in Rome was nie maklik nie. Paulus skryf daaroor in hoofstuk 1. Rome was in daardie tyd die hoofstad van homoseksualiteit. Van die eerste 15 keisers het 14 homoseksualiteit beoefen. Paulus skryf oor 'n klomp dinge wat aan die gang is. Antisosiale optrede, kinders wat nie aan hulle ouers gehoorsaam was nie, geweld en misdaad, en die mense van Rome wat nie hulle belastings betaal nie. Wat weet ons van die kerk van Rome? Wat het daar aangegaan? Die kerk was in 'n krisis. Ons weet nie wie die kerk in Rome geplant het nie. Die aanname was dat Jode uit Rome na die Pinksterfees gegaan het. Die Heilige Gees is daar uitgestort, en hulle het teruggekom en plant dan 'n kerk in Rome. Ons weet nie van enige apostels wat voordat Paulus die brief skryf, Rome besoek het en die kerk daar geleer het nie. So hierdie mense het die Heilige Gees ontvang met die uitstorting tydens Pinkster. Hulle het gegaan 'n kerk geplant en geen verdere inligting gekry oor hoe die kerke in die ander wêreld gegroei het nie. Op hierdie stadium is daar so 40.000 Jode wat in Rome bly, en hulle bly in 'n ghetto. Die ghetto was 'n afgebakende gedeelte waar hulle toegelaat is om te bly. Dit was omhein gewees, en hulle omstandighede waaronder hulle gebly het, was nie goed nie. Hulle was as tweede klas burgers in Rome gesien. So hierdie Romeinse kerk begin in die ghetto. Maar die Jode wat nou glo, wat nou Christene is anders as die ander Jode. Hulle begin met die ander volke in Rome praat. Hulle begin met ander mense in Rome praat. En daar kom nou nie Jode tot bekering.
Nou het ons 'n kerk wat nie net uit Jode bestaan nie, maar ook uit nie-Jode bestaan. Keiser Claudius kom nou aan bewind en hy regeer van die jaar 41 tot die jaar 54. Onthou, Romeine is in 57 tot 58 geskryf. Hy het nie van die Jode gehou nie en hy wou hierdie Jode graag uit Rome uit verwyder. Soos ons in Handelinge gesien het, was die Jode die grootste vervolgers van die Christene. Daar breek 'n opstand uit in hierdie Joodse ghetto. En volgens die skrywers het hierdie opstande gegaan oor 'n persoon met die naam Christus. En die afleiding is dat dit oor Jesus gegaan het, die Jode wat die kerk aanval. Keiser Claudius sê dan, as julle Jode nie met mekaar oor die weg gaan kom in die ghetto nie, hoef ek nie met julle oor die weg te kom nie. Verlaat my stad en die Joodse bevolking moet skuif uit Rome uit. Die kerk wat deur die Jode geplant is, gaan egter nou aan in die nie-Jode se hande. In die jaar 54 word Claudius egter vergiftig en Claudius se stiefseun Nero raak die keiser. Die eerste 3 jaar van Nero se bewind is hy egter onder geweldige druk om aan bewind te bly en dit neem die meeste van sy tyd in beslag. So Nero probeer aan die bewind bly, maar dit hou hom besig. Hy kom nie by ander dinge uit nie. Hy besluit, hy kan nie so aangaan nie en hy maak 'n plan en hy vergiftig sy ma en sy bewind word verstewig. Na 3 jaar begin hy eers werklik regeer. Dis eers in die jaar 64 wat hy begin met die vervolging van die Christene. In die tyd het die kerk eers gekrimp nadat die 40.000 Jode verplaas is uit Rome en nou groei die kerk weer, want die nie-Jode van die kerk begin evangeliseer. Hierdie kerk lyk nou egter nie meer soos 'n Joodse kerk nie. Hulle doen dinge anders en hulle voel anders oor dinge. Nero besef egter soos baie ander leiers voor en na hom dat die Jode goed is vir die ekonomie en hy nooi die Jode terug na Rome toe. Die Joodse Christene kom ook nou terug, maar hulle vind 'n kerk wat anders is as wat hulle gelos het. Hulle vind 'n kerk wat anders eet, 'n kerk wat anders optree, 'n kerk wat in dieselfde Jesus glo, wat aangegaan het op die plekke waar hulle by mekaar kom, om nog steeds daar by mekaar te kom. Maar nou is hierdie Jode nie meer die leiers in die kerk nie. Hulle is nou die randfigure in die kerk. Daar ontstaan nou spanning in hierdie kerk, tussen die twee groepe, en dit is hierdie spanning wat Paulus aanspreek. Paulus probeer dit by hulle tuis bring, dat voor Christus Jood en nie-Jood dieselfde is. Hy begin by sonde. Jode, sowel as nie-Jode, het gesondig. Regverdigmaking kom slegs deur geloof. Ek wil sê, alles begin by hierdie fondasie van geloof. Nou die ingenieurs onder ons sal my egter wil verwys na planne en beplannings en al sulke dinge. Die feit is, hierdie gebou waarin ons sit, het nie planne nie. Hy het wel 'n fondasie. Geloof is die fondasies van ons lewe. Geloof is die keuse wat ons maak en waarop ons die res van ons Christenlewens bou. Daar is so baie goedjies wat ons in ons Christenlewens wil inpak. Soveel detail wat ons wil inkleer, wat ons glo wat nodig is. En ek glo ons skeep die fondasie van geloof af. As jy nie vir my glo nie, luister na Jesus in Markus 10 vers 14 tot 16. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Ons wil soveel dinge reg doen, soveel dinge in ons lewens verander. Dit het tyd geraak om weer te glo. In hoofstuk 6 en 7 behandel hy probleme wat Jode en nie-Jode het met die evangelie. Hoofstuk 7, die wettiesheid. Dit kan hulle nie red nie.
In hoofstuk 6, die nie-Jode se vryheid. Dit is nou ons vryheid. Ons is vry, maar dit beteken nie ons kan doen wat ons wil doen nie. Ons moet nog steeds kies om nie te sondig nie. Sit nou twee sulke uiteenlopende standpunte saam in 'n kerk en jy het 'n resep vir spanning. Hoofstuk 8 skryf hy dan oor die vryheid van die gees en wat dit beteken. Hoofstuk 9 en 11 raak dan krities in hierdie benadering van Romeine. Die kerk dink dikwels dat hulle vir Israel vervang, dat die kerk die nuwe Israel is. Dit is egter nie die geval nie. Dit is nie wat gebeur nie. Ons het in die hoofstukke gesien hoe Paulus hierdie probleem rondom Israel hanteer. Van die Ou Testament af is daar spanning tussen die Jode en die nie-Jode. Maar dit is nie so veronderstel om so te wees in die kerk nie. Van hoofstuk 12 af handel die brief dan oor die dinge wat spanning kan bring tussen hierdie twee groepe. Dit handel oor die praktiese aspek van Christenlewens. Kos. Die een groep eet alles wat voorkom. Die ander het baie streng reëls. Spesiale dae van die week. Die Jode wou nog steeds die Sabbat hou. Dis egter 'n probleem. Groter is wat ons dalk vandag besef. Alhoewel die Jode die reg gehad het om elke 7de dag 'n afdag te hê, kon die res van die bevolking slegs elke 10de dag rus. Dit was natuurlik nie so vir die slawe nie. Hulle het nooit 'n afdag gekry nie en 'n groot deel van die kerk het uit slawe bestaan. Gee dit dalk vir ons antwoorde vandag. Hierdie nie-Joodse Christene kon dus nie op die Sabbat deur die werksdag rus of by mekaar kom nie. En Paulus skryf daaroor. Dit is eers wanneer keiser Konstantin tot bekering kom, wat die Sondag tot 'n rusdag verklaar word. Ook die keiser wat met Kersfees begin het. Waarop fokus die brief aan die Romeine dan? Daar is 57 aanhalings uit die Ou Testament. Die woord God word 154 keer gebruik. Die woord wet 77 keer. Christus 66 keer, sonde 45 keer en Heer 44 keer. Wat as ons dit saam met Christus sit, dit die tweede meeste gebruik word. En die woord geloof 40 keer. So wat is die sleutelkonsep wat Paulus in Romeine bespreek? Righteousness. Regverdigheid voor God. Dit gaan egter nie oor ons regverdigheid voor God nie, maar dit gaan oor die regverdigheid wat God vir ons wil gee. So die probleem in Rome is, die nie-Jode is so unrighteous. Hulle staan so skuldig voor God, dat hulle voel, hulle nie by God kan uitkom nie. Vandag kry ons nog die groep onder ons, mense wat so ver afgedwaal het, mense wat voel hulle is besonderse goeie sondaars, en daar is geen kans vir vergifnis nie. Dit is die groep wat moet leer van God se genade en vryspraak, en dat Jesus juis vir hulle gekom het. Aan die ander kant kry jy die Jode in die kerk. Hulle probleem is hulle geregtigheid. Hulle voel hulle is righteous. Hulle hoef nie te verander nie. Hulle is al klaar goed en reg. Dit is die moeilike groep om te evangeliseer. Dis die groep wat elke Sondag in die kerk sit en 'n vroom lewe lei. Dis die groep wat dink daar is niks fout in hulle lewens nie. Die vraag is dan, het hulle 'n persoonlike verhouding met God, met Jesus? Jy sien, die Jode het daarna gestreef om aan al die wette gehoorsaam te wees. Hulle was goeie mense met goeie beginsels en morele waardes. Hulle het egter nie 'n lewende verhouding met God gehad nie. Dit gaan nie oor hoe ons leef, wat se kursusse en kerkdienste ons bywoon nie. Dit gaan nie oor hoeveel ons gee nie. Dit gaan alles oor ons verhouding met God. Ons het 3 belangrike woorde wat ek dink beter bekend is aan ons in Engels. Justification, sanctification en glorification. Justification maak ons vry van die straf van sonde. Sanctification maak ons vry van die krag van sonde. Glorification maak ons vry van die teenwoordigheid van sonde. Deur Romeine kry ons te doen met hierdie 3 begrippe.
Van ons sou al ook gehoor het van die pad na redding of salvation wat in Romeine uitgesit word. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hy gaan dan aan in Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus, Jesus ons Here. En dan die oplossing in Romeine 10 vers 9 tot 13. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit bring ons weer terug na geloof, want hoe kan jy die Here aanroep as jy nie glo nie? In studies van Romeine vandag kry ons 'n baie sterk fokus op Romeine 1 tot 8. Ons het baie tyd spandeer in Romeine 9 tot 11 en ek vertrou almal kan die waarde en die skatte wat daarin is sien. So kom ons gaan gou deur die brief en lees 'n paar skrifte. Ons volg Paulus se gedagtegang soos hy beweeg deur die brief. Die eerste 3 hoofstukke kan ons opsom met ou nou. Daar is 'n God. Daar is wette en reëls en ons kan nie daaraan voldoen nie. Romeine 1 vers 18. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Ons weet daar is 'n God en ons weet ons het gesondig. Romeine 2 vers 3. Maar jy mens wat ander veroordeel wat sulke dinge doen en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom. Die feit is dat as ons ander oordeel, beteken dit ons weet wat reg en verkeerd is, maar ons self doen nie wat reg is nie. So ons weet God bestaan en ons doen nie wat hy verwag nie. Romeine 3 vers 20. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer ons wat sonde is. Ons kan nie die wet onderhou nie, maar deur die wet weet ons wat sonde is. Paulus gebruik filosofie en Ou Testament lering om dit als te bewys. Dan wys hy vir ons hoe vryspraak wel verkry kan word. Romeine 3 vers 21 tot 22. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Paulus koppel dan die Ou en die Nuwe Testament in hoofstuk 4, vers 2 tot 3. As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het geglo en God het hom vrygespreek. Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Romeine 6 vers 1 tot 2. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan oorneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir sonde nog daarin voortlewe? Nadat ons tot geloof gekom het, kan ons nie net eenvoudig aangaan om sonde te doen nie. Aan die ander kant kan ons ook nooit sonder sonde wees nie. Romeine 7 vers 4. Dit is ook die geval met julle broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom
wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Romeine 7 vers 15. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis, dit doen ek. Daar is 'n aaneenlopende stryd met sonde. In Romeine 8 kom ons dan by die genesing van dit als. Christus Jesus en om gevul te wees met die Heilige Gees. Romeine 8 vers 37 tot 39. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nou kom ons by hoofstukke 9 tot 11, waar die fokus op Israel is. Vers 2 tot 3. Dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote, ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kan wees. Hierin hoor ons die hart van Paulus vir sy volksgenote. Hoofstuk 10 vers 1. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is, dat hulle gered word. Die Ou Testament verklaar al dat Israel die Messias gaan verwerp en dat die heidene hom sal aanvaar. Romeine 11 vers 25 tot 26. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie selfversekerd sal wees nie. Die verharding het ook oor 'n deel van Israel gekom en duur tot die volle getal uit die heidene nasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe, uit Sion sal daar 'n redder kom en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder. Hoofstukke 12 tot 16 gaan dan oor die lewe van Christene, die prakties van hoe ons moet lewe na ons bekering. Romeine 12 vers 1 tot 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat aan hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Romeine 13 gaan dan oor die Christen se karakter. Romeine 13 vers 14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Romeine 14 gaan oor vryheid in Christus, maar ook oor hoe ons hierdie vryheid moet hanteer. Vers 1. Aanvaar die een wat in geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Romeine 15 gaan oor eenheid, eerder as ons eie behoeftes. Vers 1 en 2. Op ons wat sterk is in geloof, rus die verpligting om die swakheid te dra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Hoofstuk 16 is dan die groot boodskap. En in vers 17 lees ons, ek druk julle dit op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Dit is dus ook Bybels om onsself te verwyder van sommige mense. Dis 'n kort wandel deur die hoofstukke van Romeine. Wat sal ons vandag daaroor sê? Dit begin by 'n sondebesef en die feit dat daar 'n God is. Wanneer die pennie gedrop het, kan ons probeer God tevrede stel deur werke, maar dit werk nie so nie. Die enigste manier is deur geloof in Christus Jesus. Die Heilige Gees kom dan tot ons ondersteuning. Nou begin ons lewens as Christene en ons lees die Ou Testament en ons wonder. Nou as die Jode nie tot bekering kom nie en God hulle nou verwerp het,
kan dit nie dalk ook met ons gebeur nie? In hoofstukke 9 tot 11 kry ons die antwoord daarop. Goed so, hoe rig ons nou ons lewens in? Dit is hoofstukke 12 tot 16. Aan die einde kom dit neer op 2 dinge, sonde en die medisyne. Die genesing daarvoor is geloof. Wanneer ons glo, kan ons al ons sondes, ons probleme en bekommernisse en dit wat ons nog voel ons tekortskiet om goeie Christene te wees, aan Jesus oorgee. Mag God elkeen van ons geliefdes, 'n sondebesef gee en ons geloof versterk, sodat ons as vrygemaaktes in hom kan leef.